Okay, goed, en dan gaan ek net my recordings share. Okay, hy sê seker nou opkom. As hy kom net gou slideshow maak, dan sê hy bietjie groter. Right, sê slideshow. Okay, laai hom. Daar sê. Okay, vanmôre wil ek met julle praat oor 'n baie groot waarheid. En daar's seker baie groot, wel, die hele Bybel is waarheid, maar daar's baie keer goed wat uitstaan in die Bybel en wat ons baie keer verwaarloos en nie na mooi oplet nie. So ek wil julle aandag weer vanmôre op dit bring, een van die grootste waarhede wat daar is. En ons het laasweek ook oor 'n groot waarheid gepraat en dis oor die grootheid van God. En hoe groot God werklik is en hoe Paulus hom beskryf het toe hy op die Areopagus in Athene was en homself verdedig het teen daardie geweldige Romeinse afgoderry wat in Athene plaasgevind het. Hulle sê in daai tyd was die hele Athene, die hele stad, was gevul met beelde gewees en klomp gode. En Paulus het daardeur geloop en interessant rondgekyk en toe kom hy op een af wat sê aan die onbekende God. En partykeer dan is God, ons weet van hom en ons praat van hom en ons lees sy woord en al hierdie dinge, maar dis soms asof God nog so ver van ons af is, asof ons nie werklik weet wie hy is nie. Wanneer mens God leer ken deur die woord en deur ervarings wat jy met hom het, dan ontdek jy elke dag iets nuuts van hom. En vanmôre wil ek ook hê ons moet bietjie iets nuuts ontdek van die God wat ons aanbid. Want as ons God aanbid, as ons hom ontdek, dan ontdek ons ook ons ware identiteit. En ek dink dit is een van die grootste probleme in die wêreld vandag, is dat die mens ken nie sy ware identiteit nie. So kom ons kyk, wat het Paulus gesê toe hy daar op die Areopagus gestaan het en homself moes verdedig tussen al hierdie afgoderry, het hy die volgende gesê. Hy verkondig aan hulle die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. So hier kom hy dadelik en hy sonder God uit as die God, die een wat alles gemaak het. Hy sê hy wat die hemel hy wat die Here van die hemel en aarde is. En dan sê hy iets baie interessant. Hy sê hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. So, jy weet, ons leef in 'n wêreld waar ons in 'n driedimensionele identiteit leef en ons is so bewus van dit wat om ons aangaan deur ons sintuie en al die dinge. En baie keer word ons so beïnvloed deur dit dat ons vergeet daar is 'n wêreld wat nie driedimensioneel is nie, 'n geesteswêreld, 'n ander wêreld wat baie groter is as die wêreld waarin ons vanmôre onsself bevind. En dis wat Paulus hulle van bewus maak. Hy sê, ek verkondig aan julle die een wat die wêreld gemaak het. So, jy weet, ek weet daar's baie mense wat baie keer, en ek is ook lief vir die natuur en so, maar die natuur spreek net van die grootheid van God. Toe ek gister weer deur die Bontebokpad, toe ons daar deur ry en ek sien die mooi berge in die mistigheid daar, en ons ry daar langs die rivier, die breë rivier, en ons hou daar stil, ons kyk na hierdie pragtige natuur om ons. Het ek net weer eens so bewus geraak. Die natuur, en dit is hoekom ek baie lief is vir die natuur, want dit is waar ek die grootheid van my God besef. Dis een van die maniere om te besef, maar
Hy is die Here wat alles gemaak het. Hy is alles, en dis wat Paulus die volgende sê. Hy sê, ook word hy nie deur mense hande gedien nie, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. So, wat sê Paulus? Paulus sê, die God wat ek preek, hy het nie behoefte aan iets nie. Dis nie nodig dat ons hom probeer plesier of hom probeer gelukkig hou of wat ook al nie. Hy het nie behoefte daaraan nie, want hy is alles. Hy bestaan in alles. En hy self gee aan alles lewe en asem. So wat sê dit? Hy sê dat God is die een, die God waarvan hy praat. Hy is die een. OK. So ek gaan net weer terug hierso, ek wil net weer daar kom. Ekskuus, ek het net iemand toegelaat. Hy sê omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. So hy sonder God uit en hy sê God is bo alles. Hy staan uit bo alles. Hy's die grootste waarheid. En dan sê hy ook iets wat baie belangrik is. Hy sê uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. So dit maak nie saak. Hy sê om oor die hele aarde te woon, omdat hy vooraf bepaalde tye, grense vir hulle woonplek vasgestel het. So God het al die mense gemaak wat op die aarde is. So daar's geen onderskeid nie. OK. Hy sê sodat hulle die Here kon soek of hulle hom nie miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Hy sê in elke mens, al hierdie mense wat op hierdie aarde is, 8 biljoen mense, is daar 'n behoefte na God. Om 'n God te sien en te ken en hom aan te raak en hom te vind. Hy sê maar hierdie God waarvan ek praat, hy's nie ver van ons almal nie. So hier bring hy 'n wonderlike waarheid na vore. So jy hoef nie te soek na God nie. God is vanmôre hier by ons. Daar waar hy is, daar waar u sit en u vertrek en nou na my luister. God is daar. Maar ons kan hom nie sien nie, want hy's nie in die 3de dimensie nie. Hy leef in 'n ander dimensie, in die geestesdimensie. Maar dit maak hom nie minder werklik as die dinge wat ons vanmôre beleef en sien, waar ons in ons kamer sit, of ek hier in my kantoor sit, of waar ons ook al sit. Dit maak nie 'n verskil nie. God is daar. Hy sê hy's nie ver van ons almal nie. Want baie keer leef ons selfs as gelowiges asof God ver van ons af is. Asof hy nie daar is nie. Maar eintlik sê hy is by ons. Want kyk wat sê die volgende ding. Hy sê want in hom, nou waar kan 'n mens nader wees as in iemand? In hom lewe ons. Beweeg ons. Is ons. Sjoe, dis groot woorde. Hy sê God is so naby dat ons lewe in hom, ons beweeg in hom, ons is in hom. So sommige van julle digters ook gesê, hy sê, en dan verwys hy na sommige van hulle lering. Hy sê want ons is ook sy geslag. En dis die wonderlike ding van alles. Hy sê ons, die mense, 8 biljoen mense op hierdie aarde, is God se geslag. Is God se geslag. Ons is almal weinig minder as 'n goddelike wese gemaak. En dit is ons ware identiteit. Maar hoekom ken mense nie meer hulle ware identiteit nie? Omdat hulle nie glo in hierdie God nie. Omdat hulle nie glo dat hy alles gemaak het en alles gevorm, omdat hulle nie glo in die skepping nie en nie bewus is. En vanmôre wil ek hê ons moet weer bewus word van hierdie God van ons, hierdie een wat ons dien. Hy sê ons lewe in hom, ons beweeg in hom en ons is sy geslag. Dis nie 'n ver af kennis van hierdie God nie. Dis 'n naby in ons leef. As jy in iemand lewe en saam met hom beweeg, dan woon jy in hom. Jy's die hele tyd bewus van hom. Jy's heeltyd
in sy teenwoordigheid en hy in jou teenwoordigheid, want ons is sy geslag, sê Paulus. So dis wonderlike waarhede wat hy hier uitbring. En hy sê ons is 'n goddelike geslag. Hy sê as ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud en silwer en steen en die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. So jy kan nie God uitdink nie, jy kan hom nie maak nie. God is groter as enige iets wat ons kan dink of wat ons kan maak. Okay, want die mens het, omdat hy 'n behoefte het aan God, het hy vir homself 'n God gemaak. Hy sê, maar God is nie gelyk aan goud of silwer of beeldwerk of menslike kind nie. God is God. Halleluja. Hy sê, en as ons dan die geslag van God is. So, hy sê, ons het 'n God wat ons die geslag is. God het dan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet keer. Met ander woorde, anders begin dink. Tot bekering kom, beteken jy loop een rigting, jy loop daai verkeerde rigting waar alles net vir jou in hierdie 3 dimensies bestaan, alles wat rondom jou is, wat jy sien, nou draai jy om, want jy sê daar's 'n ander dimensie, die dimensie van God, en ek moet my bekeer, ek wil hierdie God, hierdie ware God wil ek vanmôre leer ken. En jy weet, ons was op 'n aantal kere oor see, ons was al in Italië en al in Sint Pieters, daai groot tempel wat die Rooms-Katolieke kerke gebou het, Sint Markus, hierdie verskriklike mooi gebou, beeldwerk, dis menslike kuns van uitstaande gehalte. Maar God begeer nie dit nie. God woon nie in dit nie. Ek was in Israel. Ek was daar by die tempelmuur wat hulle sê dis die tempelmuur, maar die tempel bestaan nie meer nie in Israel nie. Daar is nie meer 'n tempel nie, want toe Jesus kom, het daar 'n nuwe dimensie. Hy het gekom om God na ons toe te bring, op ons vlak te bring. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. En dan sê hy, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man. Wie's daai man? Dis Christus wat hy aangestel het en hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, het daar 'n nuwe dimensie van God na ons toe gekom. En dit is wat ons van lees in Johannes. Hy sê, ons gaan nou daarna toe. Hy sê, maar die groot keuse lê by ons. Hy sê, want hierdie ouens wat na hom geluister het, toe hulle hoor van die opstanding van die dode, het sommige begin spot en ander gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. Met ander woorde, hulle was so vasgevang in hulle 3 dimensies, dat iemand wat opstaan uit die dood uit, vir hulle heeltemal onwerklik was. Maar as jy en ek glo in die opstanding van die dood, want daar was anders wat ander keuses gemaak het. Hy sê maar sommige van die manne wat by hom aangesluit en gelowig geword het. So wat het hulle begin glo wat Paulus sê, onder wie Dionysius die Areopagiet was, so hy was 'n groot redenaar in Athene en 'n vrou met die naam van Damaris en ander saam met hulle het gelowig geword. Met ander woorde, hulle omgedraai en begin keer na hierdie ware God. My ware identiteit lê vanmôre in hom. Maar elke mens moet daai keuse maak om te draai en te sê hierdie wêreld waarin ek leef vanmôre is nie al wat bestaan nie. Daar is 'n groter wêreld. Daar's God se wêreld en hy het sy seun gestuur sodat ons deel van daardie wêreld kan word, daai groter wêreld van die ewige lewe kan hê en dat ons Jesus kan volg. En God het vir ons dit bewys deur Jesus uit die dood uit op te wek. Halleluja. So vir my in Johannes is een van die dinge die wonderlikste en ons het al so 'n bietjie in die verlede daarvan gepraat. Hy sê die woord het vlees geword
Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en ons weet hy praat van Christus hier. Hy sê, en die woord was by God, en die woord was God. So hy was deel van die drie eenheid. En dan sê hy die volgende, hy was in die begin by God, Jesus toe hy geskaap het, uit die skepping gebring het, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hier sê hy presies dieselfde ding wat Paulus sê. Hy sê alles het deur hom ontstaan. Hy is die oorsprong van alle dinge. Hy is die een wat ons nie mag mis nie. Hy sê in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Hierdie woord wat gekom het was die lewe en die lig van die mense in die begin. En kyk dan wat sê hy, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En ek wil vanmôre net vas staan by hierdie vers wat sê, die lig is nog steeds by ons. Christus is nog steeds in hierdie wêreld, en die wêreld kan hom nie oorweldig nie. Sonde kon hom nie oorweldig nie, die dood kon hom nie oorweldig nie. Hy het begin skyn, en hy was die lewe, of hy is die lewe en die lig van alle mense. En dan sê hy die volgende. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, hy sê hy het na sy eie mense toegekom, maar hulle het hom nie aangeneem nie. Hy verwys na die Jode. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, gesag, autoriteit, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy sien, wat hy vanmôre hier sê is, God het ons deel gegee aan hierdie nuwe dimensie, 'n geesdimensie, 'n dimensie waar ons en God weer een word. Nou moet jy mooi luister, hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En ek het al vir u tevore gesê, hierdie woordjie gebore, hierdie gebore is die woord genao, wat beteken gene. Ons het God se gene. Ons is nie net uit die bloed of die wil of die vlees van 'n mens gebore nie, maar ons is 'n tweede keer uit God gebore. Dis die groot waarheid. Dis ons identiteit. Ek is uit God gebore. Soos ek een keer deur my aardse vader in my aardse moeder in hierdie lewe, in hierdie wêreld gekom het, so het ek 'n tweede keer deur Christus is ek weergebore. Hy sê, en wat gebeur by woord wedergeboorte? Die woord het vlees geword, en hierdie onder ons is eintlik verkeerd vertaal, want dis die Griekse woordjie en, in ons gewoon. Hy sê die woord, hierdie Christus, hierdie een wat die lewe is van alles, die oorsprong van alles, hy het in ons kom woon, in vlees kom woon. Hy het verkies, hierdie groot skepper God, wat alles gemaak het. Dink net daaraan, die wonderlikheid hiervan. Hy het die mens gekies as sy tempel. Hy sê, en nou aanskou ons daai heerlikheid, 'n heerlikheid soos die van die enige gebore wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Nou wat ek vanmôre wil vra is, aanskou ons hom so vanmôre. Gryp ons hierdie werklikheid, dat hy die dag toe ons weergebore is, in ons kom woon het. Dis waar ek vanmôre wil vashou. Hy het in my kom woon. Christus is nie ver van my af nie. Hy woon vanmôre in elke gelowige. En dis daardie realiteit, maar nou sê ons, okay, maar ek voel nie so nie. Dit maak nie saak wat jy voel nie. Of ek sien dit nie so nie, of ek ervaar dit nie so nie. Dit maak nie saak nie. Die Bybel, die woord sê, die woord Jesus, die oorsprong van alles, die oorsprong van die aanvanklike skepping, het in ons kom woon. En nou moet ons bewus word van daai heerlikheid, van die enige geborene wat in ons is. Verstaan nie wat ek vir u wil sê? Word bewus van jy's meer as net 'n mens, jy's meer as net vlees en bloed. Jy het 'n gees
Jy het 'n plek vanmôre waar God in jou en my woon. Halleluja. Weet jy, dis vir my een van die grootste waarhede. Ek kan dit baie keer nie klein kry met my gedagtes, met my verstand nie. Dat die God wat hemel en aarde gemaak het, in my woon. Dis die waarheid. Dis die waarheid en ek moet dit glo. Dit is wat gelowiges glo. Dit is waar ons ware identiteit is. Christus in my, die woord in my. Kyk wat sê hy hierso. Jesus het al, toe hy gekom het, het hy van 'n nuwe tempel gepraat. Toe Jesus die tweede grootste wonderwerk wat hy gedoen het, in Johannes, nou nie in die ander evangelies nie, was hy die tempel gaan skoonmaak. Hy die handeldrywers en al die ouens wat geld gemaak het, want dit het die hele geldmaakbedryf geword in die tempel. En hy het gesê, my huis is 'n huis van gebed, nie van rowers nie. Hy het hulle almal uitgejaag en die tafels omgekeer. Dit was drasties. En toe sê die Jode vir hom, watter teken toon u ons dat u hierdie dinge doen, dat u ons tempel so kom omkrap? En Jesus sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En kyk nou, hulle het hom heeltemal verkeerd verstaan. En die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel, hulle verwys nou na die fisiese tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig. Kyk wat sê hy, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. So waarom het Jesus hierdie tempel, die werklike tempel gaan omkeer? Omdat hy vir hulle aangedui het deur dit, hier kom 'n nuwe tempel. 'n Tempel wat nie met hande gebou is nie, en dit is waarvan Paulus praat. 'n Tempel wat nie met hande gebou is nie, maar die liggaam, sy liggaam is 'n tempel. En wat hy gesê het, is dat sy tempel gaan afgebreek word, met ander woorde, hy gaan sterf, en in 3 dae gaan hy opstaan. Maar toe hy opgestaan het, uit die dode het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Laat hierdie vanmôre insink by elkeen van ons, dat toe Jesus opstaan, het daar 'n nuwe bedeling gekom, die nuwe tempel, die bedeling van die nuwe tempel. En baie mense glo dat daar gaan nog 'n tempel gebou word, weer 'n derde tempel in Jerusalem. Of dit so is, weet ek nie. Maar ek weet net dat Christus eendag in Jerusalem in 'n tempel gaan sit, en wanneer hy alles kom nuut maak. Maar hier, terwyl ons voor daai tyd praat hy, verwys hy na ons liggaam as 'n tempel van die Heilige Gees. Kyk wat sê Paulus hierso in 1 Korintiërs 16, hy sê dit ook in 1 Korintiërs 6, en op 2 Korintiërs 6 sê hy dit ook, hierdie waarheid. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Hy sê, besef julle nie, want hierdie ouens in Korintiërs het heeltemal begin 'n bietjie afdwaal, en verkeerde dinge weer in die ou lewe begin teruggaan. Hy sê, maar weet julle nie, julle is 'n tempel van God, en die Gees van God in julle woon nie. Halleluja. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. En dit is hoekom ek ook baie keer vir mense sê, kyk wat doen ons aan ons tempel. Moenie jou tempel skend nie, want dit is 'n tempel, dit behoort nie aan jou nie. Eintlik in 1 Korintiërs 6 sê hy sê dat hierdie tempel is duur gekoop. Hierdie tempel is heilig, en dit is julle. Dit is julle. Laat dit insink vanmôre. Hierdie tempel, hierdie liggaam is heilig. Hy is die woonplek van hierdie skepper God. Halleluja. Kyk wat sê hy, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle eie listigheid vang. So, iemand wat nie glo
dat 'n mens se liggaam 'n tempel van God kan wees nie, is mislei. Leef as 'n dwaas. Maar wanneer ons besef, ons is 'n tempel van die Here, kom daar soveel krag, soveel heerlikheid. Ons moet hierdie heerlikheid aanskou wat in ons is. Ons moet dit erken, ons moet daarin lewe. Dit moet deel word van ons driedimensionele lewe. Hy sê die Here ken die gedagtes van die wyse mense dat dit nietig is. Okay, so die grootste skat, en hiermee gaan ek afsluit. In 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God het gesê, God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Hier verwys hy na Genesis 1 toe God gesê het, laat daar lig wees. So het God ook gesê, toe Jesus kom, laat daar lig wees. Dat daai lig verligting van kennis en heerlikheid van God en die aangesig van Jesus Christus in ons harte inskyn. Hy sê, en dan sê hy die volgende, hy sê ons is treasures in jars, ons have this treasure in jars of clay. Kyk wat sê hy, ons het hierdie skat in erdekruike. So ons liggaam is soos 'n kleipot. Hy gaan vergaan en ons gaan 'n nuwe liggaam moet kry. Maar terwyl ons nog in hierdie liggaam is ons 'n erdekruik, maar in hierdie erdekruik is die voortreffelikheid van die krag van God. Hy sê, Christ in you, the hope of glory, sê Paulus op 'n ander plek. Christ in you, the hope of glory, die krag van God in ons en deur ons. So daai voortreffelike krag is nie ons krag nie, dis God se krag in ons. Hy sê, maar ons het die volheid. 2 Kolossense 2 vers 8, pas op dat niemand julle as buit wegvoer, deur wysbegeerte, deur die menslike filosofie, nietige misleiding nie, volgens die oorlewing van die mense, volgens wat mense leer, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Wat is dit wat volgens Christus is? Hy sê, want in hom, in Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. So in Christus, toe hy aarde toe kom, het al die volheid van die Godheid in hom kom woon. En kyk wat sê hy dan, en julle het die volheid in hom wat die hoof is, bo van alle owerheid en mag. Hy sê, nou woon daai volheid binne in ons. Laat dit vir 'n oomblik insink in jou gees, dat in ons woon alle heerlikheid vanmôre. Ons is baie keer so bewus van ons liggaamlike swakheid, van ons siekte, van ons swakheid, maar raak bietjie vanmôre bewus daarvan, dat die hoop van heerlikheid, Christus self, die krag van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, vanmôre in jou en my woon. Hy woon in ons. Hy sê, maar ek voel dit nie, maak nie saak wat jy voel nie, jy moet dit glo. Jy moet dit glo, jy moet dit glo. Jy moet glo wat die woord sê. Hy sê, die woord sê, sy heerlikheid is in ons. Ons is 'n tempel van die Here. Jy het waarde, mense, hierdie kosbare skat. Hy sê, en wie julle ook besny is met die besnydenis, wat nie met hande verrig word. Hier verwys hy na ons, na die Jode wat geglo het, net die besnedenis sal deel wees van God. Hy sê, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Wat se waarheid sê Paulus vanmôre? Hy sê, net soos God Christus opgewek het, het hy ons ook al reeds opgewek. Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Mense, ek weet, ons leef in 'n wêreld, ons leef in die vlees, ons leef in omstandighede, ons leef in Suid-Afrika, ons leef daar soveel, as ons net daarna kyk, dan raak 'n mens so negatief. Maar as ons vanmôre hierdie waarheid vat en sê, maar
Hy leef in my en ek leef in hom. Ons haal asem deur hom. Hy haal asem deur ons. Sy krag woon in ons. Raak bewus daarvan. Begin glo daarin dat goddelike krag vanmôre in jou erdekruik woon. Halleluja. Jy het 'n kosbare skat in jou liggaam. Christus in ons is die hoop van alle heerlikheid. Halleluja. Dis ons waarborg vanmôre dat ons die ewige lewe alreeds het. Jy hoef nie te wag om eendag te ontdek wanneer jy sterf dat jy of jy die ewige lewe het nie. Jy weet dit vanmôre. Christus in ons, die hoop van alle heerlikheid. Kom ons maak hierdie gedagte vanmôre vas. Die woord sê en ek wil net hierdie een versie nog noem. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus, as ons Christus net vertrou vir hierdie lewe, is ons die ellendigste van alle mense. Dis groter mense. Die wêreld, die geesteswêreld is groter. Ons gaan volgende week ook praat. Waar woon Christus in ons? Ons gaan praat oor die plek waar hy woon. En u meer bewus maak van die dimensie van die gees. Dis wat ek vir u wil leer. En wat ek weer myself wil ontdek, is die dimensie van die gees van God, wat in ons woon. Ek wil afsluit met 'n gebed vanmôre, gaan net hierdie stop sharing doen. En ek wil afsluit en saam met u net bid. Vader, ek dank u vanmôre vir Jesus. Ek dank u dat ons vanmôre bewus kan word dat waar ons ook al nou is, dat Christus in ons is die hoop van alle heerlikheid. Ek wil net hê, u moet vir 'n paar oomblikke u hande opsteek waar u ook al is. En sê, Here, u woon vanmôre in my, u is nie ver van my af nie. U haal asem in my, u volheid leef in my, u krag woon in my, u opstandingskrag leef vanmôre in my sterflike liggaam. Dit maak my liggaam gesond, dit maak my liggaam sterk, dit gee my oorwinning in hierdie lewe, dit gee vir my die identiteit dat ek het Christus in my. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees op hierdie aarde en laat ek dan so leef, Here, dat ander kan sien u heerlikheid wat in my is, dat u in ons woon. Maak ons bewus, gee vir ons geloof vanmôre om dit vas te maak. Christus in my en ek in hom. Halleluja. Loop die Here, o my siel en alles wat in my is. Want weet jy, as die Skepper binne in jou woon, het jy niks nodig om te vrees nie. Jy het niks nodig om bang te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, want hy wat in jou woon, het alles gemaak. Alles behoort aan hom. In hom het ons al hierdie volheid van die heerlikheid, van die krag, van die lewende God. Amen. Mag die Here u seën in hierdie wonderlike dag. Dis die dag van die Here. Geniet dit. En weet, God woon nie in die kerk nie. Dis nie die huis van die Here nie. Hier's die huis van die Here. Ja, ons moet kerk toe gaan om gemeenskap met ander gelowiges te hê. Maar ons is die huis. Ons is die tempel waar die Here woon. En daar waar ons gaan, daar is die Here. Maak ons sy teenwoordigheid. Maak ons daar bekend. Amen. Oké, baie dankie Jan. Mooi dag vir julle, bye bye.